Episode 29, die kuns van ware gesag, die wysheid van Spreuke, hoofstuk 29, die eerste deel. Het jy al ooit onder iemand se gesag geleef wat dit misbruik het? Miskien 'n baas wat sy mag gebruik het om jou te intimideer? Miskien 'n leier wat een ding gepraat het, maar in die geheim iets heeltemal anders geleef het? Miskien selfs iemand in jou eie huis wat gesag gebruik het om te intimideer in plaas daarvan om te beskerm. En dit het iets in jou gebreek. Vertroue, respek, jou beeld van wat leierskap veronderstel is om te wees. Maar laat ek jou vandag 'n moeiliker vraag vra. Het jy al ooit self gesag gehad en dit verkeerd gebruik? Miskien nie doelbewus nie. Miskien uit frustrasie. Miskien omdat niemand jou ooit gewys het hoe om te lei nie. En daarom is die groot vraag van Spreuke hoofstuk 29, gebruik jy die gesag wat God jou gegee het om te dien of om te heers? Want ware gesag begin nie by 'n posisie nie. Ware gesag begin by karakter. Die gevaar van verstoktheid. Spreuke 29 vers 1 open met 'n waarskuwing wat soos donder weer klink. 'n Man wat dikwels vermaan, sy nek verhard, sal skielik verbreek word en geen genesing nie. 'n Man wat dikwels vermaan, sy nek verhard, sal skielik verbreek word en geen genesing nie. Nie iemand wat een keer vermaan is nie, nie iemand wat 2 keer gewaarsku is nie, dikwels vermaan. Dit beteken God was geduldig, mense het probeer help, die Heilige Gees het gepraat, omstandighede het gewaarsku en tog het hy sy nek verhard. Verstoktheid gebeur nie in een oomblik nie. Dit is 'n patroon. 'n Opbou van keuse na keuse na keuse om nie te luister nie. Elke keer wanneer jy 'n waarskuwing ignoreer. Elke keer wanneer jy vermaaning wegwys. Elke keer wanneer jy die stem van die Here stil maak, word jou hart 'n bietjie harder. En dan kom die punt waar God sê, genoeg. Nie uit wreedheid nie, nie uit wraak nie, maar omdat hy die keuses van mense respekteer. As jy kies om nie te luister nie, sal hy jou nie forceer nie. Hebreërs 3 vers 7 en 8 waarsku ons, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag. Nie volgende week nie, ook nie, wanneer dit gerieflik is nie, vandag. Want jy weet nie of jy 'n môre het om te verander nie. Laat my toe om jou te vra, is daar 'n area in jou lewe waar God al herhaaldelik gepraat het en jy nog steeds nie geluister het nie? Moenie jou nek verhard nie. Luister terwyl jy nog kan. Wanneer die regverdige regeer, Spreuke 29 is vol van die kontras tussen regverdige en goddelike leierskap. Vers 2 sê, as die regverdiges vermeerder, is die volk bly. Maar as 'n goddelose man heers, sug die volk. Dis nie net politiek nie, dis 'n geestelike wet. Wanneer regverdige mense leiding neem, floreer gemeenskappe, voel mense veilig, word die swakkes beskerm, word waarheid gewaardeer. Maar wanneer goddelose mense heers, verskoning, lei die volk, word waarheid onderdruk, word die swakkes uitgebuit, sug eerlike mense onder die las. En dit geld vir elke vlak van leierskap. 'n Vader wat regverdig lei, skep 'n huis waar kinders kan floreer. 'n Pastoor wat regverdig lei, skep 'n gemeente waar mense kan genees. 'n Bestuurder wat regverdig lei, skep 'n omgewing waar mense kan groei. Jou leierskap beïnvloed mense, meer as wat jy besef. Vers 4 sê, 'n koning gee aan die land bestendigheid deur reg, maar 'n man wat geskenke begeer, sloop dit af. Bestendigheid. Dit is wat regverdige leierskap bou. Nie net 'n indrukwekkende struktuur nie, of 'n groot naam nie, maar 'n fondament wat bly. Maar die leier wat geskenke begeer, wat leierskap vir persoonlike voordeel gebruik en besluite neem op grond van wat hom bevoordeel, sloop die fondament van alles wat hy veronderstel is om te bou.
Daarom is die vraag nie, hoe groot is jou invloed nie. Die vraag is, wat gebeur met mense wanneer hulle onder jou invloed kom? Bou jy jou leierskap? Bou jy deur jou leierskap? Of sloop jy sonder om dit te besef? Kinders en dissipline. Een van die mees bespreekte verse in die hele Bybel staan hier in Spreuke 29, vers 17. Tugtig jou seun, en hy sal jou rus gee en vreugde aan jou siel gee. Vers 15 sê, die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n kind wat aan homself oorgelaat word, maak sy moeder beskaamd. Laat ons eers baie duidelik wees oor wat hierdie verse leer. Dit leer nie wreedheid nie, dit leer nie geweld nie. Dit leer betrokke, liefdevolle, konsekwente dissipline. Die Hebreëse woord vir tugtig is jasar. Dit dra die gedagte van vorm, lei, opvoed en karakterinbou. Dissipline dis nie bloot straf nie. Dissipline is vorming. Dis 'n aktiewe betrokkenheid. Nie 'n ouer wat sy kind aan sy eie antwoorde oorlaat en hoop vir die beste nie. Nie 'n ouer wat elke versoek toestaan omdat hulle bang is vir konflik nie. Kinders het liefde nodig, maar kinders het ook grense nodig. Kinders het leiding nodig. Kinders het konsekwentheid nodig. En Spreuke 29 vers 19 herinner ons, 'n knegt word nie deur woorde alleen geleer nie, want al verstaan hy, sal hy nie antwoord nie. Woorde alleen is nie genoeg nie. Kinders leer nie net deur wat hulle hoor nie. Hulle leer deur wat hulle sien. Hulle leer deur wat hulle ervaar. Hulle leer deur konsekwente, liefdevolle grense wat herhaaldelik toegepas word. 'n Ouer wat sê, moenie lieg nie, maar self lieg wanneer dit gerieflik is, leer sy kind om te lieg. 'n Ouer wat sê, respekteer ander, maar sy of haar huweliksmaat voor die kinders afbreek, leer die kinders om disrespek te hê. 'n Ouer wat sê, God is belangrik, maar nooit bid, nooit kerk toe gaan en nooit die woord oopmaak nie, leer die kind dat God nie werklik belangrik is nie. Dissipline begin by die ouer. Voordat jy jou kind kan vorm, moet jy self gevorm word. Voordat jy jou kind kan lei, moes jy self geleer het om gelei te word. Voordat jy jou kind kan tugtig, moet jy self onder tugtiging kan staan. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tugtiging en vermaning van die Here. Van die Here. Nie woede nie, nie frustrasie nie, nie jou eie krag nie, in die Here. So vra jouself vandag, watter soort lewe leer jy jou kinders? Nie met jou woorde nie, maar met jou dade. Spreuke 29 leer ons vandag iets baie belangrik. Gesag is 'n gawe, maar is ook 'n verantwoordelikheid. Die Here gee invloed aan ons sodat ons kan bou, nie sodat ons kan breek nie. Hy gee ons mense om te lei, nie om te beheer nie. Hy gee ons kinders om te vorm, nie om op te gee nie. En hy waarsku ons wanneer dit verkeerd loop. Die vraag is, sal jy luister? Want 'n mens wat sy nek verhard, word uiteindelik gebreek, maar 'n mens wat voor God buig, kan deur God gebruik word om iets te bou wat lank na hom sal bly staan. Jou uitdaging vir vandag. Ek wil hê jy moet vandag net een ding doen. Gaan kyk eerlik na jou invloed. Wie lei jy? Wie kyk na jou? Wie word deur jou besluite geraak? En vra, Here, gebruik ek my gesag om te dien of om te heers? As die Heilige Gees vir jou iets wys, moenie jou nek verhard nie. Luister, bekeer, verander. Want ware gesag begin altyd met 'n hart wat bereid is om onder God se gesag te staan. As hierdie episode jou geraak het, skryf hieronder, ek kies wysheid. Like die video, subscribe op die kanaal en deel hierdie episode met iemand wat vandag moet hoor dat ware gesag nie oor mag gaan nie, maar oor karakter. Ek sien jou weer in episode 30 en volgende keer gaan ons dieper, want daar is iets wat selfs die beste leier kan vernietig. 'n Gebrek aan selfbeheersing. Tot dan, leef in wysheid, leef in ware gesag. Groete vanuit Springbok.